Lindo Smith in the house. Turn it up. We ready to joust. Jai Louis turn na alma. Feel the beat drop. Waterberg stereo. We climbing to the top. Voices from the valley echoing loud. Community vibes, man. We're feeling proud. Every tale shared, every microphone from the streets to the waves. We in the zone, listening close. You can hear the heart. Real stories told. That's where we'll start. Goeiemôre en welkom by almal se mikrofoon. Ek is Lindel Smit en jy's ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Hier skep ons ruimte vir gesprekke wat eg is oor die dinge wat regtig saak maak. Nie perfekte mense nie, net regte lewens. Kom ons begin met 'n kort opdatering na aanleiding van episode 17 oor die back and close situasie. Ons het baie positiewe terugvoer ontvang, die saak het 'n goeie uitkoms in die raad gehad en die mosie dien nou in die volgende raadsvergadering vir verdere bespreking. Dit wys net weer wanneer mense vra, luister en betrokke raak, kan dinge beweeg. Baie luisteraars het gevra hoe back and claw bestuur en hanteer kan word. Om dit professioneel uiteen te sit, luister ons nou na 'n kort insetsel van Dr. Valke oor die behandeling en beheer van die siekte. Foot and mouth disease is at the moment the most devastating disease occurring here in South Africa amongst cattle farmers and really causing havoc. My name is Dr. Thomas Falker. I live here in Durban and work for the company called Quantum.Silver. So today I've got good news for you. Till now, veterinarians and other people have told you that once a cow is infected with foot and mouth disease, there's really nothing you can do about it. This is no longer true. We actually have new technology, a new product made from nanosilver that actually kills the foot and mouth disease virus, that is highly effective, that treats the cattle that are infected and also prevents the cattle that don't have the disease yet from getting the virus and getting the symptoms of it. So many articles have been published about this new technology called nanosilver, which kills viruses and also kills bacteria, fungi, protozoa, etc. But especially for foot and mouth disease, this product has proven itself here in South Africa, being used for thousands of cattle that either have the disease, they recover faster, and it prevents from the virus spreading through the entire herd, minimizing losses. All people that are in high risk, that border on positive farms, have used it very effectively to treat the whole herd, and while they are treating it, many of them have never got the disease into their herd, so preventing it by feeding it. This product occurs in different forms. One of them is in a liquid form, which you dose an animal with to kill the virus so it can recover faster. The other one is in a premix form, so you mix it into the lick or into the dairy ration of the cows. And also in a dairy herd, if they get mastitis, we've got a very effective product that you give intramammary that actually kills the virus, as well as bacteria should there be secondary bacterial infection. Now, to learn more about this product and its cost and where to get it, please contact your nearest agent as soon as possible, who will help you protecting your herd or treating your herd very effectively. The sooner you start, the better, and the smaller the losses that will incur. I wish you all the best. Dit was Dr. Thomas Valke wat verduidelik het hoe back and claw bestuur word. Kennis bring kalmte en wanneer mense verstaan wat aangaan, raak paniek minder en oplossings meer moontlik. Later gesels Rudy Rousseau vir 'n tweede keer op almal se mikrofoon. Jy sal onthou hy het al 'n vorige episode oor die instandhouding van die konsentrasiekampterreine gesels. Vandag gaan ons die gesprek verder vat en hy gesels ook oor Siener van Rensburg. Bly ingeskakel. Daar's daar wat jou stil maak, daar wat jou breek. Wanneer die wêreld jou toets
en jou hoop wil steel. Maar jy's nie gebou om te val en te bly lê. Jou siel is sterker as die storms wat opsteek. Jy dra die wonde van die pad wat jy gestap het. Maar elke merk wys net hoe ver jy dit gemaak het. Jy's 'n man wat veg, al voel jy soms alleen. Maar God sien jou hart, hy loop saam ongesien. En as jou hande moeg word en jou drome voel te swaar, onthou die Here roep jou naam, hy is die lig in jou gevaar. Staan weer op, jy's nie klaar nie, die vuur in jou hart sal jou dra deur die nag. God maak jou sterk, hy bou jou weer op. Man van moed, jou tyd is nou, staan weer op. Jy is meer as jou foute, meer as jou val. Jy's 'n rots vir jou huis, vir jou mense, vir almal. Elke stap wat jy neem, maak die pad verander oop. En in jou oë skyn daar steeds 'n helder hoop. Moenie skaam wees om te huil wanneer dit seer word nie. Waar 'n krag lê in jou hart se eerlikheid. Jy's 'n skep om 'n leier te wees waar jy staan. 'n man met 'n missie, God se eie plan. En as jou hande moeg word en jou drome voel te swaar, onthou die Here roep jou naam, hy is die lig in jou gevaar. Staan weer op, jy's nie klaar nie, die vuur in jou hart sal jou dra deur die nag. God maak jou sterk, hy bou jou weer op. Man van moed, jou tyd is nou, staan weer op. Wanneer jou knieë knak, sal hy jou vashou. Wanneer jou stem breek, praat God vir jou. Jy's nie alleen nie, jy's 'n vegter gebore. Staan op, man van God, jou gees sal nooit verloor nie. Staan weer op, jy's nie klaar nie, die vuur in jou hart word lig vir elke pad. God maak jou sterk, hy bou jou weer op. Man van moed, staan weer op, staan weer op. Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk. En ek onthou klanke wat met my hart hier speel. En ek onthou jou lag, jou gesig wat vir my kon steel. Kom ons breek al die mure, brand al die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai deur die ure. Laat die gevoel hier oor
aan die dag toe jy verby my kyk. Jy kon nie sien hoe seer het my siel gelyk. En ek onthou klanke wat met my hartie speel. En ek onthou jou lach, jou gesig wat vir my kon steel. Kom ons breek al die mure, brand al die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Kom ons breek die mure, brand die riviere. Dis net ek en dis net jy. Dis dan die seer wat ons keer om meer van my en jou te leer. Kan ons samen die prentjie bou en vir altyd by ons hou. Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk. Kom ons breek al die mure, brand al die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Kom ons breek die mure, brand die vure. Dis net ek en dis net jy. Kom laat loop die riviere, draai die ure. Laat die gevoel hier oor ons voel. Kom ons breek die mure, brand die vure. Dis net ek en dis net jy. Dit was Dion Groot met Breek die Mure hier by Almal se Mikrofoon op Waterberg Stereo 104.9 FM. Net na die breek sluit Rudy Rousseau by ons aan vir 'n gesprek oor die instandhouding van konsentrasiekampterreine in Suid-Afrika, historiese plekke wat 'n belangrike deel van ons verlede verteenwoordig. Hy gesels ook oor Siener van Rensburg en sy invloed in die geskiedenis. Bly by ons is nou terug net na die breek. Lindel, goeiemiddag. Maar ek wil graag praat oor die konsentrasiekampe, veral die ene daar in Klerksdorp. Ons het so 2 jaar terug, ek en 'n paar weermagveterane, die plek gaan skoonmaak. Maar jy weet, daar is ook oor 1000 boervrou en kinders begrawe. Dis 'n verskriklike groot kampkerkhof wat daar is. En met hierdie reën wat ons sê hierso van November maand af gekry het, is ek bevrees. Ek kan nie myself indink hoe toegegroei daai plek moet wees nie. Nou die spreekwoord sê ja, vele hande maak ligter werk. Dit is so. En ek doen maar 'n beroep dat mense in die dorp of in die dorpe waar daar 'n konsentrasiekamp-kerkhof is, om dit tog onder hulle vleuels te vat en hierdie plekke en goed te gaan skoonmaak. Jy weet, is deel van ons erfenis. In ons boerevolk se erfenis word nie meer na gekyk nie. Dit word so gevandaliseer en maar net vergete. Ek het juis gister weer een van die dokumentêre wat ek verfilm het oor 'n 7 jaar tydperk opgesit, naamlik Vryburg. Wonder of mense in Vryburg weet dat daar 'n groot konsentrasiekamp was en die verskriklike goed wat daar met die vrouens en die kinders ook gebeur het. Daar was eintlik in die Anglo-Boereoorlog 146 Britse konsentrasiekampe in Suid-Afrika, waarby meer as 38.000 vrouens en kinders gesterf het. Nou vir die afgelope 20 jaar probeer ek om mense betrokke te maak, om te help om hierdie erfenis en erfenisse, jy weet, skoon te gaan maak. Nou Klerksdorp is baie besonders in die sin, dit is so aan die
suidekant van Klerksdorpstasie, daar tussen die bome. En jy weet, gedurende die Anglo-Boereoorlog was daar ook baie verraaiers tussen die boerekommandos gewees. In so 'n mate is daar 5 verraaiers doodgeskiet, wat nie hulle kan wou gebring het nie, en wat ook die boere verraai het, om guns te win by die Britte en die Britse soldate. En daar's 5 van hulle in hierdie kerkhof begrawe. Ek doen graag 'n beroep op mense, die wat kan. Baie mense wil graag kom help, hulle bly ver, dit kan 'n mens verstaan. En ek het nou al by 2 geleenthede gebruik gemaak van grasnyerdienste om te kom help. Maar ek kan dit alleenlik doen as mense vir my 'n finansiële skenking maak. Nou ja, daar's baie skelms vandag hier buite wat, jy weet, sê hulle doen sekere goed en dan ontvang hulle geld en dan gaan doen hulle niks nie. Maar mense is baie welkom om te gaan kyk op my YouTube kanaal, jy weet wat ek al uitgerig het die afgelope 20 jaar. En as jy kan help, as jy woonagtig is in Klerksdorp, ek sal 'n datum op 'n latere stadium deurgee, sodra ons genoeg finansies het om die plek te gaan skoonmaak. Dis nie altyd moontlik, weet, as gevolg van finansies, om by 'n gastehuis te gaan slaap nie. Ek het nou al met 2 geleenthede, natuurlik nou nie alleen nie, maar met mede volksgenote, by plekke sommer daar in die veld geslaap na 'n dag se harde arbeid. En dit was by Rodewal, so, ek skat seker so 40 km aan die kant Ottosdal. Die plek is geleë by 'n plekkie met die naam van Rodewal, dit is naby Dillerywil. En daar het 42 boere gesneuwel, ook as gevolg van 'n generaal wat wou naam gemaak het, en nie wou geluister het na generaal Dillery en Siener van Rensburg nie. Nou ja, deesdae, soos wat hy geskryf het in sy visioene, gaan hy weer in die nuus wees. En Siener van Rensburg het 'n baie groot aanwins of 'n rol gespeel gedurende die Tweede Vryheidsoorlog en goed wat hy voorspel het wat in die toekoms gaan gebeur. So Klerksdorp is een van daai projekte wat gedoen moet word in die nabye toekoms. Ja, ek weet op die oomblik is dit baie warm en jy weet op 64 is dit ook nie meer 'n maklike taak. En hierdie hitte slaan 'n mens poegaai. Dit laat my dink aan my tyd toe ek ook grensdiens moes gedoen het. Daar bo in Suidwes-Afrika by Katima Mulilo. Die ander projek wat eintlik 'n ongelooflike verhaal is. In die huis moet eintlik 'n nasionale monument wees. En dis 'n plekkie so tussen sê Ottosdal en Sannieshof. En die plek se naam is Tweebos. Nou die geskiedenis daar speel 'n groot rol. Wat gebeur het is die generaal Methuen van die Britte het met sy troepe daar aangekom en hulle was natuurlik nou besig gewees om die boerekommandos in 'n hoek vas te keer. En hier het Siener van Rensburg 'n baie groot rol gespeel, natuurlik die leeu van die Wes-Transvaal generaal Dillery. En hy was groot vriende gewees en generaal Dillery het een middag by hom aangedoen en toe sê hy vir hom, hoorie so, hy sien as kies 'n visioen van rooi osse wat op pad is hierheen, met ander woorde in die rigting van Dillerywil en Ottosdal en Sannieshof. En hy sê toe vir generaal Dillery, weet jy wat, as jy nou jou manskappe bymekaar kry, gaan julle 'n groot slag slaan. Wat toe nou so gebeur het, maar wat ook gebeur het is, die middag het generaal Methuen met sy Britse troepe by die Tweebos huis aangekom. Nou, die naam kom seker nou maar van wat ek nou oorvertel is deur oom Hans Skutte wat daar naby woon op 'n plaas. Die Wes-Transvaal was kaal gestroop gewees. Die verskroeide aardebeleid het ook so ver gegaan dat weer die velde is afgebrand gewees, sodat die boere
of sodat die boere op Komando nie vee, kos kon gekry het vir hulle perde nie ensovoorts. En dit lyk vir my, daar was toe nou net 2 bosse gewees in die gedeelte, dit is waar die naam vandaan kom, 2 bos. Want daar het mense daar gebly, in 'n kleihuis. 'n Gedeelte van die huis bestaan nog vandag, dis verskriklik verwaarloos. En wat gebeur het is, die vrou het toe net gekraam, toe die Britte daar aangekom het, en hy wou met alle geweld die plaas afgebrand het. Nou, baie min mense weet, maar oor die 30.000 boere se plase was afgebrand in die Tweede Vryheidsoorlog. En hierdie vrou en haar ma, hulle wat in die huis was, het ook basies daar weggekruip. Daar was 'n kleerling-kommando wat hierdie vrouens en kinders natuurlik wou leed aangedoen het. Hulle was deel van die Britte gewees. En so het hulle self in die huis beskerm om te keer dat hulle nie, toegang kon gekry het, in die huis nie. Nou kan jy vir jouself dink, 'n vrou wat nou net geboorte gegee het, wat se trauma sy moes deurgegaan het, toe sy hoor, hier is die Britte en hulle wil hierdie huis aan die brand steek. Maar blykbaar het die ma toe op 'n een of ander manier, namens haar kind wat nou net geboorte gegee het, vir Methuen gesmeek om nie die huis af te brand nie, wat hy toe nou so gelos het. Die kind het verskriklik gehuil, en daar was blykbaar net 1 bok ook, daar in die omgewing waar hulle kon melk vandaan gekry het. Maar op een of ander manier het die Britte, of van die Britse soldate, 'n kondensmelk, weet nou nie hoeveel blikkies nie daar deur die venster gegooi, en so het hierdie baba oorleef, die pragtige dogtertjie, en sy het oor die 80 jaar oud geword, en sy is daar in Sannieshof, sy ou kerkhof begrawe. Nou ek wil graag 'n beroep doen, as jy in daai omgewing bly, of as jy geskiedenis jou passie is. Ek het 'n dierbare vriend, wat 'n grafsteenmaker is, en ek gaan vir hom die woorde stuur, om te skryf wanneer het hierdie gebeurtenis plaasgevind. Hy is bereid om dit gratis vir ons op 'n marmer klip, op te ets. Maar ek wil graag mense nooi wat belangstel, as ma, pa, en die kinders, en julle hou van kamp, om vir een dag saam met my soontoe te gaan. Ons gaan daar kamp, daar by die huis. Ek het toestemming gekry van die eienaar op wie se grond dit is. Kyk, dis 'n kleihuis. Dit gaan lank vat om hierdie huis weer te bou, soos wat dit was. Maar daar's nog baie sinkplate wat daar rond lê. Daar's 'n hele bloekombos, wat ons kan bome afsny, met 'n petrolsaag, en miskien net weer so 'n tipe van 'n dak kan bou, oor die kleihuis daarso by Tweebos. En dan bring 'n vleisie saam, bring jou tent saam, of jou kampsleepwa. Ons gaan daar slaap, ek gaan 'n bietjie vertel van die geskiedenis wat in en om Tweebos gebeur het. Maar wat ook wonderbaarlik was, is nadat generaal by Siener van Rensburg was, en hy hom vertel het, dat hierdie rooi osse op pad is hiernatoe, het die volgende dag 'n slag daarvan plaasgevind, waarby generaal Dellery en sy boerekommando oor die 80 Britte die volgende dag doodgeskiet het, waaronder hierdie generaal Methuen is deur die bout gewond. Maar jy weet, so ordentlik is ons mense. Die boere was natuurlik kwaad vir Dellery, omdat hy nie toegelaat het dat hulle hom ook doodgeskiet het nie. Hy is toe later op 'n manier met 'n wa gevat tot in Klerksdorp. Maar hy het na die oorlog het hy teruggekom en vir generaal Dellery kom bedank. Jy weet dat hy hom nooit doodgeskiet het nie. Nou, so 'n paar maande terug het ek vir iemand op 'n toer gevat. Ek bied Anglo-Boereoorlog toere aan. En ons het 'n draai gaan maak by die De Klipdrift monument. Nou, die De Klipdrift monument is geopen deur generaal Manie Marits. Nou, Manie Marits was 'n stoere boer op Komando. En toe het ek hierdie persoon op 'n toer gevat, en my skok toe ek daar aangekom het, het hulle hierdie monument stukkend geslaan.
Mense het nie woorde nie, waarom sou mense dit doen? Hulle het seker gedink daar's kreerponde of gewere in die halwe toring van die monument gewees en daarom het hulle dit gedoen. En ek het toe weer 'n beroep op die inwoners van Sannieshof gedoen en 'n dierbare oom Skutte, Hans Skutte, het toe daarmee gehelp. En ek en 'n groepie mense wat kom help het, ook deur wonderlike, jy weet, mense wat donasies geskenk het ek toe nou soontoe gegaan, ek het sement gaan koop en teelsement ensovoorts. En ons het gered wat ons kon gered het by die De Klipdrif monument. Al die stene wat stukkend geslaan was, het ons basies binnekant in die gat ingegooi en ons het hom weer geseël. En die boer op wie se grond dit is, het ons gehelp om 'n sleepwa daar aan te bring met water, wat ons nou hierdie semente goed kon aangemaak het. So op my profiel, ek kan dalk vir jou 'n paar foto's stuur van hoe hierdie monument gelyk en na die tyd toe ons dit reggemaak het. So, daar's baie, jy weet, geskiedenis in die Wes-Transvaal. Dis nou die 3de monument waarby ek betrokke was, wat ek nou gaan help het om skoon te maak. En met wonderlike, jy weet, bittereinders, jy weet, wat kom help het. So as mense belangstel om my te kontak, my forte is eintlik konsentrasiekampe. Ek het jare terug, seker so 10 jaar terug, dit het my 7 jaar geneem om 55 dokumentêre films te verfilm oor 55 verskillende boer, vrou en kinder konsentrasiekampe reg oor Suid-Afrika. Weet hoe die kamp gelyk met swart en wit foto's, hoeveel vrouens was in hierdie kamp, hoeveel vrouens en kinders is dood in hierdie kamp, en as jy daai kamp wil gaan besoek, hoe om te ry om by die betrokke kamp uit te kom. En iets waarop ek baie trots was, ek het nooit gedink en ek het dit ook nie gedoen om enige erkenning te kry nie, want ek voel ek is 'n boer en ek het dit gedoen vir daai vrouens en kinders wat nooit 'n spreekbeurt gekry het in hulle lewe nie. En ek het 'n toekenning in Barberton wat ook 'n konsentrasiekamp gehad het, gekry in 2018 by 'n pragtige diner. Daar was 3 van ons wat toekennings gekry het en ek het 'n toekenning gekry vir die reeks wat ek verfilm het in Afrikaans oor die konsentrasiekampe. Nou ja, ons het ook nou in 'n era groot geword van DVD's of die digitale skywe, soos die beter bekende Afrikaanse woord is. Maar ja, ons ouer garde gebruik nog van hierdie DVD's. Maar jy kan ook die hele reeks by my aankoop. Mense kan my net kontak of ek kan dit vir hulle deur middel van elektroniese formaat direk na hulle e-posse toestuur en hulle kan net daar aflaai. My YouTube kanaal is net Rudy Rousseau. Dis R-U-D-I-E en dan Rousseau die Franse spelling. R-O-U-S-S-E-A-U. En my e-posadres is rudyrousseau7@gmail.com. My selfoonnommer vir enige mense wat dalk navrae wil doen is 082 536 1917. Baie dankie en dankie ook vir die luisteraars wat reageer wanneer 'n mens 'n versoek doen om te kom help. Ook baie dankie vir jou mooi program, Lindel. Dit is regtig iets besonders. Ek luister gereeld na met wie jy onderhoude doen. Baie dankie Rudy vir jou opregte toegewydheid om die herinnering van ons voorouers te beskerm en hul nalatenskap te laat voortleef. Jou liefde vir ons geskiedenis en jou bereidwilligheid om daarvoor op te staan, getuig van respek, nie net vir die verlede nie, maar ook vir die toekoms. Mag jou passie ander inspireer om ook met sorg en eerbied na ons erfenis om te sien. Daar's 'n plek vir elke storie en joune tel. Luister na Almal se mikrofoon waar ons die lewe eerlik bespreek, musiek speel wat jou hart raak en mense inspireer. Elke maandag om 9 net op Waterberg Stereo 104.9 FM. In die kamp se sand, waar kinders fluister, maar hou vas my hand.
Die wind sny deur, die vlamme doof, maar hul geloof bly sterker as die dood. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Vergete lê hulle onder toegegroeide gras, hulle wat vir ons opgeoffer het, oor die Drakensberge gekom het, sodat ek en jy vandag hier kan wees, die Boesman se rivier, stille getuienis van 'n tragedie wat afgespeel het, van opoffering, maar ook herinnering, dat ek en jy dit nooit sal vergeet. Hul name stil, maar hul bloed getuig, dat hul stryd nie vergeefs was nie, dis ons getuienis vandag. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Staan op my volk, die tyd is nou, om weer te bou uit trane en rou, want vryheid kom nie sonder seer, dis ons stem wat fluister, ons is steeds hier. Onthou ons land, onthou hul naam, hul bloed het geroep en ons staan saam. Soos gras oor grafte sag kom lê, sal hul gees deur ons bly voortbestaan. Onthou ons land, onthou hul pyn, hul trane in die grond deurdrink van pyn, van vrou tot kind, van bloed tot hand. Ons leef vandag omdat hulle gestaan het vir ons land. Dit was Onthou ons land van Siren Vox. In verlede week se episode het ons gesels oor die dieper betekenis van Garrison Control en hoe God self deur AI kan werk om mense se harte aan te raak. In volgende week se episode neem ons dit nog dieper. Awie Greiling, beter bekend as Janneman van Vetkruid Musiek, deel 'n kragtige en 'n rou getuienis oor waar dit vir hom begin het. Sy stryd met depressie, die donker oomblik waar hy amper sy eie lewe geneem het en hoe God hom gered het. Sy selfdoodnota het later in 'n lied verander, 'n lied wat uit daardie donkerste oomblik gebore is, en hy deel daardie lied eksklusief met ons, 'n lied wat hy nooit kommersieel sal vrystel nie. Dis rou, dis eerlik, dis God se genade in aksie. Moenie volgende week se episode misloop nie, dit gaan weer een van daardie hoendervleis oomblikke wees. 1 Johannes 2 vers 15 tot 16. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die hoogmoed van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Romeine 12 vers 1 tot 2. Ek doen dan 'n beroep op julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende offer, heilig en aan God welgevallig. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Skepe sink nie weens die water rondom hulle nie. Skepe sink weens die water wat in hulle inkom. Moenie toelaat dat dit wat in die wêreld rondom jou gebeur, in jou inkom en jou afweeg nie. Bly bo water in Jesus. Mag die Here jou dra deur die donkerste nag. Mag sy liefde jou omvou soos 'n warm somersdag. Wanneer storms teen jou woed, as jy nie meer kan staan, sal sy hand jou sag omring. Ja, hy sal vir jou vrede bring. O Here, wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genadig wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vashou. As die pad voor jou lank raak, jou voete begin moeg raak, staan vas in sy woord, sy beloftes leef altyd voort. Hy roep jou by jou naam, hy los jou nooit alleen. As jy val, staan weer op, hy is die kussing onder jou kop. O Here, wees my skild, wees my hoop, wees my stem. Laat my hart U aanbid, laat my siel by U rus vind. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genadig wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vashou. O Here, wees my lig, wees my krag. Elke asem wat ek neem, behoort aan U alleen. Mag die Here jou seën, mag hy jou bewaar. Mag die Here sy lig oor jou skyn. Mag hy jou genadig wees, mag hy jou vrede gee. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vashou. Mag die Here, mag die Here, mag die Here jou vrede gee. Belinda drink 'n stoute brandewyn. Sy sê speel 'n bietjie smoky. Haar man doopie het bygekry. Hy sê die bulle moenie chokie. En die Suzu is op pap gery. 'n tuin dwergie in die driveway. Die poststeker by die postbus uit. 'n boks almal in die vooruit. Alice, Alice, weer Alice, Alice. Almal in die kroeg, maak of vir jou belles. Vanaand gaan die volkies weer koring sny. Dan meer maar weer die foute op brandewyn. Alice, Alice, weer Alice, Alice. Almal in die kroeg, maak of vir jou belles. Vanaand gaan die volkies weer koring sny. Dan meer maar weer jou foute op brandewyn. Jolie is Belinda se toe I see. A chaser told me not a shooter.
skaalpoot op die tafels. 'n Checkers voete, maar is okay. Ou boet en doepie het nou limits nie. He tap het slap soos 'n strijdpijp. West Paviljoen, VIP. Bouwer is net te laat. Kijk, Alice, vier Alice. Almal in die kroeg, maak op vir jou palace. Vanavond gaan die volkies weer koor en sny. Blameer maar wie die foute op Brandewyn. Alice, vier Alice. Almal in die kroeg, maak op vir jou palace. Vanavond gaan die volkies weer koor en sny. Blameer maar wie jou foute op Brandewyn. Sy sê, doopie, vat my na loftes, baby. Ek wys jou my tattoo, dis 'n blauwel daisy. Speel vir my smokie en maak my crazy. Doopie, vat my na loftes. Doopie, vat my na loftes, baby. Ek wys jou my tattoo, dis 'n blauwel daisy. Speel vir my smokie en maak my crazy. Doopie, vat my na loftes. Alice, vier Alice. Almal in die kroeg, maak op vir jou palace. Vanavond gaan die volkies weer koor en sny. Blameer maar wie die foute op Brandewyn. Alice, vier Alice. Almal in die kroeg, maak op vir jou palace. Vanavond gaan die volkies weer koor en sny. Blameer maar wie jou foute op Brandewyn. Alice, vier Alice. Brandewyn in die kroeg, maak op vir jou palace. Vanavond gaan die volkies weer koor en sny. Blameer maar wie jou foute op Brandewyn. The captain threw a bash down at the lighthouse pier. The seaside band was playing and the crowd could cheer. The band were jumping and the whole place began to sway. You should have seen those sailors grooving all the way. Let's sail, everybody, let's sail. Everybody on the whole boardwalk was dancing to the lighthouse tale. Everybody was dancing to the lighthouse tale. Tommy Tuna played the trumpet loud and clear. Sally Cecil hit the bass with no fear. The drummer from the harbor went crash, boom, bang. The whole rhythm crew was a swinging gang. Let's sail, everybody, let's sail. Everybody on the whole boardwalk was dancing to the lighthouse tale. Everybody on the wall was dancing to the lighthouse tale. Number 12 said to number 9, you're the cutest sailor I've seen all night. I love to spin you around, just give me a sign. Come on and dance the lighthouse tale with me tonight. Let's sail, everybody, let's sail. Everybody on the whole boardwalk was dancing to the lighthouse tale. Everybody on the wall was dancing to the lighthouse tale. Old Jack was sitting on a crate of rum way over by the pier, just feeling glum. The captain said, "Hey buddy, don't you pout and frown. If you can't find a partner, spin yourself around. Let's sail, everybody, let's sail." Everybody on the whole boardwalk was dancing to the lighthouse tale. Was dancing to the lighthouse tale. Kelly Sam whispered to Finn, "Don't miss your chance. No one is watching, time for a little dance." Finn laughed and shook his head, "No, no, not today. I'm here to enjoy this party anyway. Let's sail, let's sail, everybody, let's sail." Everybody on the whole boardwalk was dancing to the lighthouse tale. Dancing to the lighthouse tale, dancing to the lighthouse tale.
Daar is nog so 'n paar minute oor voor ons groet, so kom ons gebruik hierdie tyd om te gesels oor moeilike tye, hoe om te groei en sterker te word in moeilike tye. Al voel dit soms of alles teen jou werk, kan jy deur geloof, volharding en 'n oop hart steeds vorentoe beweeg. Kom ons praat oor 3 dinge wat kan help om sterker te word in moeilike tye. Erken jou gevoelens. Moenie probeer alles wegsteek nie, dis oukei om nie altyd sterk te wees nie. Jou gevoelens is geldig en om dit te erken, help jou om te genees. Vind jou kalmte, of dit deur gebed, stilte of musiek is. Kry 'n plek waar jy jou hart kan laat rus. Selfs net 5 minute stil wees kan jou dag verander. Soek ondersteuning, praat met iemand wat jy vertrou, 'n vriend, 'n familielid of selfs iemand wat soortgelyke ervarings het. Jy hoef nie alles alleen te dra nie. Jesaja 41 vers 10 sê vir ons, moenie vrees nie, want ek is met jou. Moenie skrik nie, want ek is jou God. Nou wil ek graag van jou hoor. Watter strategieë gebruik jy om deur moeilike tye te kom? Stuur jou stories en insette na my deur WhatsApp by 0794492999. Call the doctor, page the nurse, 'cause the pain is getting worse. All the sleepless nights, I'm tired of suffering like I've been. I tried medicine, I tried therapy, I tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's broken in two, all because of what you did to me. Can't feel it beat. I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's black and it's blue and it's not over you, baby. Can't feel it beat. All the letdowns, all the stress burned a hole inside my chest. Now the days go by, it's just me and my regrets. Nothing's left. I tried medicine, I tried therapy, I tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's broken in two, all because of what you did to me. Can't feel it beat. I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's black and it's blue and it's not over you, baby. Can't feel it beat. I need a new heart. I need a new heart. I need it, baby. Can't feel it beat. I tried medicine, I tried therapy, I tried somebody else for a couple weeks. Now I know why it's been so hard to breathe. Yeah, I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's broken in two, all because of what you did to me. Can't feel it beat. I need a new heart that doesn't know who you are, 'cause this one's black and it's blue and it's not over you, baby. Can't feel it beat. Dit was New Heart van Crash Adams. Baie dankie dat jy vandag saam met my geluister het. Onthou, jou stem en jou storie is belangrik. Stuur jou insette in en ek sien jou volgende week hier op Almal se Mikrofoon. Tot dan, wees geseënd. Sweetie pie, stadig stap ek nader na jou. Ek het jou nou al lang dopgehou. Met jou jeans is 'n sticker om jou lyf.
huis laat my wêreld draai. En vanaand is jy my sweetie pie. Soos chocolates en biscuits, so proe jy vir my. So tempting en so sexy, soos 50 shades of grey. Jou lyfie, hier teen myne, oor is al te vry. Is lekker in die donker vanaand, saam met my sweetie pie. Chocolates en biscuits, so proe jy vir my. Is lekker in die donker, saam met my sweetie pie. Aand is nog lank nie verby, en ek kan nie genoeg van jou kry. In jou oor wil ek saggies fluister, en ek wil hê jy moet mooi luister. Ek en jy is gemaak vir mekaar, jy laat die storm hier in my bedaar. Die aand vat nou sy laaste kans, as ons tussen die lakens dans. Soos chocolates en biscuits, so proe jy vir my. So tempting en so sexy, soos 50 shades of grey. Jou lyfie, hier teen myne, oor is al te vry. Is lekker in die donker vanaand, saam met my sweetie pie. Chocolates en biscuits, so proe jy vir my. Is lekker in die donker, saam met my sweetie pie. Verskoon my, maar ek moet jou vra, kan ek jou maar op my hande dra? Ek is bly jy kon in my rigting waai. Ek is crazy vir jou, my sweetie pie. Soos chocolates en biscuits, so proe jy vir my. So tempting en so sexy, soos 50 shades of grey. Jou lyfie, hier teen myne, oor is al te vry. Is lekker in die donker vanaand, saam met my sweetie pie. Sweetie pie. Eskom is upgrading all electricity meters with modern smart meters, giving you clarity, control, and confidence. With your new meter, you'll be able to see your usage in real time, giving you the power to manage your electricity meter with ease. Smart meters are accurate and help Eskom respond faster to issues. Please allow their authorized installers access to install your new meter. For more information, visit the Eskom website. Eskom, redefining for a better future.